Dank die Here vir sy goedheid. Dank die Here vir sy goed. Hy bly goed. As dit goed gaan met my, bly hy goed. As dit sleg gaan met my, bly hy goed. Hy verander nooit. My ervaring verander, maar hy verander nie. En daarom in daardie oomblik, hy sê wees dankbaar in alles in daardie oomblik. As die Here, dankie dat U goed is. En partykeer moet ek myself weer daar herinner. En partykeer moet ek net vir Here sê dankie Here dat U goed is en dat U goed bly. Wanneer omstandighede dalk bietjie negatief lyk. Dankie Here, U is goed en U bly goed. Ewe skielik staan daar weer geloof op in jou hart. Ek wil vanoggend met u praat oor die tema oorwinning lê in dankbaarheid. Oorwinning lê in dankbaarheid. 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus oor julle. Hebreërs 12 vers 28, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Kolossense 3 vers 15, en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Psalm 50 vers 14, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Vers 23 van Psalm 50, die een wat dank offer, eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat sien. Dis baie duidelik in die woord van die Here, dat die Here ons oproep, nie net met 'n voorbeeld of met 'n gedagte nie, maar met 'n opdrag. Baie keer sien ons dit wat die woord vir ons sê as 'n voorstel. Jy kan dit doen as jy wil. Maar hier is baie duidelik dat die Here sê dat ons moet dankbaar wees. Hoekom? Want dankbaarheid is 'n geestelike krag, amper gelykstaande aan geloof. Ons weet geloof het geweldige geestelike krag, maar dankbaarheid loop skouer aan skouer met geloof, en is iets wat ons baie keer naalaat, baie keer is iets wat ons nie genoeg aan dink en genoeg aandag aan gee, om te besef dat die Here roep ons op en gee ons opdrag, nie een keer, nie twee keer, maar 'n klomp keer in sy woord, dat ons moet dankbaar wees, nie vir sy onthaalwe nie, maar iets gebeur in ons, wanneer ons dankbaar is. Dankbaarheid is 'n geestelike krag wat in ons werk en deur ons werk na 'n wêreld daar buite wat ondankbaar is en wat God nie ken nie. Die woord van die Here sê vir ons dat ek en jy moet die Here in die eerste plek dank die Here vir wie hy is. Nou dis waar ons baie keer dink ek struikel. Dis hoekom ek dit heel in die begin gesit het, want ek en jy moet vanoggend die belangrikheid besef as die Here vir ons sê wees in alles dankbaar, dan moet ek en jy besef, die Bybel sê nie wees vir alles dankbaar nie. As jy vanoggend hier sit en jy het 'n ongeneeslike siekte, is ons nie dankbaar vir die siekte nie, maar ons kan dankbaar wees vir wie die Here is, te midde van die ervaring wat ons op hierdie stadium het. As dit sleg gaan by jou werk, sleg gaan jou huwelik, watter area ook al, ek kan nie dankbaar daarvoor wees nie, want dit is nie van die Here af nie, maar ek kan dankbaar wees vir wie die Here is, te midde van dit wat ek ervaar. So dit maak nie saak wat gebeur, wat met my gebeur nie, ek kan altyd in alles dankbaar wees, want die Here verander nie. En ek kan die Here dank vir wie hy is, al lyk dit nie vir my op hierdie stadium, al voel dit nie vir my op hierdie stadium, en ek en Rupert het vanoggend gepraat oor die gevaar daarvan, om rondgeslingerd te word deur emosies, hoe ek voel, want vandag voel ek goed, en môre voel ek sleg, of ek goed voel, of ek sleg voel nie, die Here is goed. Hy verander nooit, en ek moet vanoggend in die eerste plek die Here net dank vir wie hy is, en een ding waarvan ons hom kan dank, is dat hy nooit verander nie. Hebreërs 13 vers 8, Hebreërs 13 vers 8, hy sê, Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde, en tot in ewigheid. Ek is vanoggend so dankbaar dat die Here nooit verander nie. Dat dieselfde Jesus wat op aarde geloop het en mense gesond gemaak het, mense bevry het en mense gered het en vir mense voorsien het, is vandag dieselfde Jesus wat nie die persoon van die mense aanneem nie, maar hy is dieselfde en hy laat reën oor die regverdige en die onregverdige. Die Here se hand is oop en sy arm is nooit te kort om te help nie. Ek dank die Here vanoggend dat hy nie verander nie.
Want as die Here moet verander soos my gemoed verander, het ons 'n probleem. Maar die Here verander nie, hy is altyd dieselfde. En ek kan volgens sê, Here, in die eerste plek, dankie dat U nie verander nie. Dankie dat U nog dieselfde koning en Here is, dat U nog dieselfde God is wat U seun gestuur het sodat ons die ewige lewe deur hom kan hê. Dankie dat nog steeds dat U barmhartigheid en genade nog steeds nuut en vars is elke oggend. Dankie dat U nog steeds getrou is. Dankie dat ons nog steeds op U kan vertrou. Dankie dat U nog steeds deur U bloed en deur die Gees in ons lewens werk. Dankie dat U nog steeds 'n waarmaker is van U woord. En so kan die lys dit aangaan. Dank die Here vir wie hy is. Jesus is ons koning, ons verlosser, ons voorsiener, ons herder, ons vrede, ons hoop, ons krag, ons wysheid, die brood in ons water, die lig, die alfa en die omega, die skepper, die wonderwerker, die geneesheer, die redder, en so kan die lys aangaan. Daar's vanoggend nie einde aan wie ons koning Jesus is nie. En ek moet dit vanoggend kom en ek kan net een van hierdie kies. Jy sien ek het dit 'n bietjie vinnig genoem dat jy moet gaan opsoek. Maar ek kan vanoggend sê, Here, dankie dat U vanoggend my redder is. Hy verander nie, dit verander nie. Ekonomie verander, politiek verander, alles verander, maar Jesus verander nie. Dankie Here dat U nog steeds my redder is. Net daarvoor vanoggend, dankie Here. Ek kan die Here daarvoor dank. Al gaan dit goed, al gaan dit sleg, ek kan nog steeds die Here dank dat hy my redder is, dat hy my verlosser is, dat hy die seun van God is, dat hy die opgestane Christus is. The risen and exalted one wat ons net oor gesing het. The holy and anointed one. Jesus is nog steeds dieselfde. En vanoggend kan ek net vir hom sê, Here, dankie dat U is wie U sê U is. Moses vra, Here, wie moet ek gaan sê is U? Ek is. Ek is volgens wie ek is. Here, dankie dat U is wie U sê U is. En as U sê U is die brood van die lewe, as U sê U is die lig van die wêreld, as U sê U is die redder van die wêreld, as U sê U is die bron van die wêreld, dan dank ek U volgens U is die bron van my lewe. Kom aan kerk van die Here, in alles kan ons vir die Here dankie sê vir wie hy is. In 1 Timoteus 1:12 kom Paulus en hy sê, ek dank hom wat my die krag gegee het, Christus Jesus ons Here. Hy is ons bron van krag. Hy het gesê in die einde van Johannes en Lukas, in die begin van Handelinge, het hy gesê, gaan wag in Jerusalem, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En Jesus is die doper met die Heilige Gees. Dit het nog nooit verander nie. Ek sê dit het nog nooit verander nie. Jesus is nog steeds ons bron van krag. As 'n ou koortjie wat ons baie keer sing, Jesus bron van krag. Jesus bron van, hy is vanoggend ons bron van krag, ons rotsvesting, ons veilige vesting, die God by wie ons vanoggend kan skuil. Hy verander nie, hy is dieselfde. En ek dank die Here vanoggend en ek kan hieroor aangaan vir die hele preek, maar ek wil net 'n paar gedagtes by jou los, dat ek vanoggend die Here moet dankie sê, elke oggend net sê, Here, dankie dat U is wie U sê U is. Dis dit. Ek hoef nie uit te brei nie. Maar ek moet net daar iets aktiveer in my gees. Sê Here, dankie dat U is wie U sê U is en dat U nooit verander nie. Sit daai stukkie maar by. Sit daai stukkie maar by, want net toe gaan iemand voor jou inry of jy gaan kwaad word of wat ook al. So sit net daai stukkie maar by dat U nooit verander nie. Dat die genade altyd daar is. Ek wil vanoggend net daaroor sing en ek wil bly wees. Kom ons gaan aan. En eers ek dank die Here vir wie hy is. Tweedens, dank die Here vir sy beloftes. Kerk van die Here. Dis belangrik en is goed dat ons die beloftes van die Here sal spreek, maar wanneer laas het ek en jy net vir die Here gesê, Here, dankie vir al die beloftes. Dankie dat al die beloftes in Christus ja en amen is. Daar is honderde beloftes in die woord van die Here vir my en jou, waarop ek en u vanoggend in hierdie kerk kan staan, en niks kan ons verwyder daarvan nie, niks kan dit verander nie, niks kan dit in ons lewens keer nie, behalwe onsself. Maar vanoggend, daardie dankbaarheid, en ek gaan jou nou wys, maar daardie dankbaarheid doen net iets in ons lewens. Psalm 119 vers 103. Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Nou soos julle weet, ek is 'n heuningboer, ek het nou al 2 bye. Nee, ek meen 2 kaste, ekskuus, 2 kaste. So daai heuning, daai vars heuning is so soet. Nou onthou net, hulle het nie Cadbury's gehad in die Bybelse tyd, of gekookte kondensmelk, karamel, o genade tog, of daai tipe van goed nie. Hulle het heuning gehad. Dit was die soetste ding wat daar op die aarde was heuning. En as jy iets soets wou gehad het, moes jy iewers bygekry het. Is jy met my? Nou luister baie mooi. Hy vergelyk hierdie met daardie soetigheid. Ons almal hou van ou soetigheidjie. Jy is dalk nie mal daaroor nie, maar van tyd tot tyd is ons almal hou van ou soetigheidjie. Dis lekker. Dit het 'n lekker gevoel gee, dit stel endorfine vry in jou brein ensovoorts ensovoorts. Hy sê, maar die beloftes van die Here is lekkerder as dit. Ek is so dankbaar dat ek die karamel gehad het, want ek weet nie so lekker van dit nie. Grappie tannie, grappie. Hy sê, u beloftes, Here. U beloftes, dankie vir u beloftes.
Hy sê vir ons in 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het. As ek vir vanoggend 'n geskenk gee, dan sê jy dankie daarvoor. Jy vra nie daarvoor, jy dank my daarvoor. Terwyl ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons vir ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Terwyl ons hierdie beloftes het, Here, dankie vir u beloftes in my lewe. Ek praat nie van persoonlike beloftes nie, ek praat van die algemene beloftes. Ek praat van die beloftes wat van toepassing is op elke mens op hierdie aarde wat Christus Jesus aangeneem het. Daardie beloftes praat ek vanoggend. Here, dankie vir u beloftes. Dis die beloftes wat my staande hou. Ons lees in 2 Petrus 1 vers 3, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlike krag, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. Dis geskenk. Baie van julle is besig om Kersgeskenke te koop vir julle kinders ensovoorts. Jy gaan daai geskenk vir jou kind gee. Jy gaan nie vra dat hy jou moet smeek, dat hy jou moet bid, dat hy moet vas, dat hy vir 3 dae sonder kos moet bly. Nee, jy gee vir hom daardie geskenk. Die Bybel sê vir ons, hierdie kosbare beloftes is aan ons geskenk, sodat jy daardeur deelgenote kan word aan die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat die begeerlikheid in die wêreld is. Hierdie geskenk, hierdie beloftes is aan ons gegee. En partykeer moet ek die Here net dank, en moet ek die vyand net herinner. Dis beloftes, het die Here aan my gegee. Hy het dit aan my gegee as 'n geskenk. Dankie Here vanoggend vir u belofte. Is dit vanoggend vir genesing? Dankie vir die belofte van genesing. Is dit vir voorsiening? Dankie Here vir die belofte van voorsiening. Is dit vir redding? Here, dankie vir die belofte van redding. Jy sit vanoggend hier en jou kinders dien dalk nie die Here nie. Begin die Here dankie vir sy belofte wat gesê het jou kinders sal soos olyfbome rondom jou tafel sit. Begin die Here dank vir sy beloftes wat hy in jou gegee het. Spreek dit uit en glo dit en spreek dit oor die omstandigheid en kyk wat gebeur, want die Here het nie verander nie en hy's wakker oor sy woord om dit te volbring. Kan ek 2 amens kry? Nog een? Okay. Luister hier op Psalm 119 vers 50. Dit is my troos in my ellende. Kom stop vir 'n oomblik daar. Dit is my troos in my ellende. So die psalmdigter is in ellende. Die Bybel beskryf dit nie, maak jou eie afleidings, vul jou eie dingetjie daarin. Hy sê dit is my troos. Niks anders. Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Dat die belofte vir my die deurbraak gee, dat die belofte vir my hoop gee, dat die belofte vir my die deurbraak bring, dat die belofte vir my die oorwinning bring. Here, dankie vir die belofte. Die kerk van die Here, as ons nie beloftes gehad het, het ons nie hoop gehad nie. En as ons nie hoop gehad het nie, het ons niks gehad nie. Die beloftes van die Here is so belangrik. Ons het so tyd terug, het ons boekies verkoop van beloftes. Ek hoop jy gebruik daai boekie. Ek hoop jy lees daardie boekie. Lees hom. Kry daardie beloftes in jou hart, sodat jy dit kan spreek en begin die Here net elke dag. Vat weer daai boekie van voor af as jy hom al deurgewerk het. Vat hom weer van voor af. Sê Here, dankie vir hierdie belofte en lees daardie belofte net uit. Sê Here, dankie vir hierdie belofte oor my lewe. Dankie vir hierdie belofte oor my lewe. Ek ontvang dit in geloof in Jesus naam. Ek ontvang dit. Dis my belofte. Psalm 119 vers 162. Ek is vrolik oor die belofte, soos een wat groot byt vind. Nou ja, ek het vir 'n tyd lank ek in Wolmaranstad gewoon en in my gemeente was daar 'n paar delwers. Nou daar's niks wat iemand so gelukkig maak soos daai siffie wat omgedraai word, né? En daai blink klippie smile vir jou. Dit maak jou vrolik. Die woord van die Here sê, groter as daardie diamant, groter as daardie bonus check, groter as daardie geskenk wat jy ontvang, hy sê groter as alles dit is die woord van die Here. Sy belofte vir my is groter as dit. Geliefdes, ek wil hê jy moet vanoggend besef die belangrikheid van die beloftes van die Here. En dat ek en u die beloftes van die Here op ons lippe sal neem, sal spreek, maar ook dat ons sal sê, Here, dankie vir u belofte. Dankie dat u dit aan my geskenk het. Jy probeer nie die Here oortuig, jy probeer jouself oortuig. Kom, want ongeloof is daar en omstandighede is daar en die Bybel praat van die verleiding van rykdom is daar en omstandighede in die wêreld is daar en jou buurmense is daar, jou familie is daar en dan sê is onmoontlik, maar jy hou vas aan die belofte van die Here, want die Here het gesê en sy woord is vas en waar. Ek staan vas op die belofte van die Here vir my. Dankie Here vir u belofte. En miskien moet jy vanoggend net een belofte vat en die Here gesê het, ek is jou herder. Dankie Here, u is my herder. Daai een belofte. U is my herder.
Ag, en terwyl jy nou besig is met daai, dan gaan jy maar sommer aan met die Psalm. En jy sien die belofte dat hy jou sal neerlê in groen weivelde, na waters waar hy jou bring. Dan gaan jy op Psalm 91 toe, hy sê jou beskerm onder sy vlerke ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Daar's soveel beloftes vanoggend. Net sê Here, dankie. Verloor jou net in die beloftes van die Here, want hy's so goed. Ek gaan 'n link vir julle aanstuur. Teresa het hom hierdie week vir my aangestuur. Dit klink bietjie vreemd as dit begin. So just bear with me. Maar luister net die ding deur, nou hoor jy net al die beloftes van die Here in daardie liedjie wat speel. Dit is so kosbaar. Luister net daarna. En dan kan jy daai beloftes, ek begin agterkom, ek het dit maar 'n paar keer geluister. So ek begin agterkom, daardie beloftes begin, want dis alles uit die psalms uit van Dawid. Al daai beloftes is besig om my so deur my te spoel en dit deur my gedagtes te spoel. Dit was my, dit maak my skoon. O kerk van die Here, die beloftes van die Here is wonderbaar. Nommer 3. Dank die Here vir sy goedheid. Dank die Here vir sy goed. Hy bly goed. As dit goed gaan met my, bly hy goed. As dit sleg gaan met my, bly hy goed. Hy verander nooit. My ervaring verander, maar hy verander nie. En daarom in daardie oomblik, hy sê wees dankbaar in alles in daardie oomblik. As die Here, dankie dat U goed is. En partykeer moet ek myself weer daar herinner. En partykeer moet ek net vir Here sê dankie Here dat U goed is en dat U goed bly. Wanneer omstandighede dalk bietjie negatief lyk. Dankie Here, U is goed en U bly goed. Ewe skielik staan daar weer geloof op in jou hart. O kerk van die Here, in 2 Samuel 9 vers 7. Is die gedeelte van Mefiboset en Dawid sê vir Mefiboset, wees nie bevrees nie. Want ek sal jou sekerlik guns bewys ter wille van jou vader Jonathan en al die grond van jou vader Saul in jou teruggee en jouself sal altyd deur aan my tafel brood eet. Stop dit vir 'n oomblik daar. Onthou, daardie is 'n heenwysing na Jesus Christus wat die Vader sê, ek sal jou guns bewys ter wille van wat my seun Jesus Christus aan die kruis gedoen het en ek sal jou grondgebied aan jou teruggee en ek sal die beloftes aan jou gee sodat jy dit in besit kan neem. Dan sê vers 8, toe buig hy en sê, wat is u dienaar dat u na 'n dooie hond soos ek omgesien het? Kerk van die Here, al wat Dawid behoor op daardie stadium is, dankie. Die Here weet wie ons is. Hy weet ons verdien niks. En as jy vanoggend hier sit en jy dink jy verdien iets, kom tot bekering. Want al wat ons verdien is die hel. En oordeel, dis al wat ons verdien. Maar Jesus kom en hy sê, ek het die prys betaal. Ek is getrou. En ek is goed. Ek red jou nie omdat jy goed is nie, ek red jou omdat ek goed is, sê die Here. En daai konsep moet ons so baie mooi verstaan. Psalm 27 vers 13. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewenes nie. As ek nie geglo het dat daar is hoop. Daar is hoop. Daar is hoop. Dis hoop. Hierdie psalmdigter sê, hy sê, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van God sou sien in die land van die lewenes nie. Dit bring hoop. Ek glo dat ek die goedheid van die Here gaan sien in die land van die lewenes. Die Here het beloftes oor my en hy gespreek tot jy tot bekering gekom het, net in die bediening gegaan het. Ek het dit nog nie gesien nie, maar ek glo dat God in staat is om te doen wat hy beloof het en ek glo vanoggend dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewenes. Dat ek dit nog sal sien op 'n manier iewers gaan ek dit nog sien wat die Here beloof het. Want hy is goed en hy verander nie. Luister net na Lukas hoofstuk 17 vers 17. Gaan die hele verhaal van u lees nie. U onthou die 10 melaatses het gekom. Jesus het gesê, gaan, almal het gesond geword. En dan tel ons die storie op in vers 17. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie, waar is die 9? Hierdie een, wat 'n Samaritaan was, het teruggekom en Jesus kom dank vir sy genesing. En hy sê, was daar niemand, luister na die woorde wat Jesus gebruik hier, was daar niemand onder hulle te finde, wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie. Was daar niemand wat gedink het om met vir die Here te kom sê dankie nie. Dit is so wonderlik as dit droog is en ons te middag verreën is die kerk vol. As ons 'n dankdag het verreën is ons baie besig. Daar's iets in daai woordjie dankie. Ek sien is iets wat ons verloor in die samelewing, maar is iets wat ons nooit kan verloor in ons verhouding met God nie. Om dankbaar te wees. Here,
dankie vir u goedheid. As die Here vir jou voorsien het, gaan na die Here, sê Here, dankie vir u voorsiening wat u vir my gedoen het. As die Here jou deur 'n krisis gebring het, dankie Here dat u my deur hierdie krisis gebring het. As die Here vir jou genees het, dankie Here vir hierdie genesing wat ek kon ontvang het. Wees dankbaar. Luister baie mooi, die verhaal is nie klaar nie. As 'n dag gestop het, was dit een ding, maar hy gaan aan. Want Jesus sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Die 9 was gereinig. Die 1 is gered. Daardie woord gered beteken nie om hemel toe te gaan nie, dit beteken om herstel te word. As iemand melaats is, verloor hulle baie keer ledemate en hulle word uitgeskuif uit die samelewing uit. Hulle kan nie werk nie, daar's nie 'n inkomste nie. Jesus sê vir hom, staan op, jou geloof bring herstel in jou huwelik. Dit bring herstel in jou liggaam. Dit bring herstel in jou finansies. Dit bring herstel in jou verhoudings. Kom aan, dit bring herstel in elke area van jou lewe. Die persoon wat dankbaar was. Ek wonder hoe lank die 9 gesond gebly het. Ek is seker van een wat gesond gesterf het op 'n einde van die dag. Dankbaarheid is so belangrik vanoggend. En ons is aan die einde van die jaar. En die Here het vir ons groot dinge gedoen die jaar. Baie van ons mense is deur traumas. Maar te midde van dit alles, kan ek nog steeds vir die Here vanoggend dankie sê vir wie hy is. Ek kan nog steeds vir die Here dankie sê vir sy beloftes. Ek kan nog steeds vir die Here dankie sê vir sy goedheid. Hy sê vir ons in Efesiërs 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God. Wees in alles dankbaar. Dankbaarheid haal jou oë van ander af. Ek kan myself baie maklik vergelyk met ander. En wat die Here vir ander doen. En maar kyk daai een, maar daai een dien eers die Here en kyk wat doen die Here vir hom. Ons is net mense, ons redeneer maar so. Ons kyk maar na ander mense. En op die einde van die dag is dit dankbaarheid wat jou oë afhaal van mense af en jou oë terugplaas op die Here. Probeer dit. Probeer dit om net vir die Here dankie vir wat u vir my doen. Dankie vir wat u vir my in my lewe beteken. Dankie Here dat u beloftes waar is en dat u is wie u is vir my vanoggend. Ek verstaan nie alles nie. En die oomblik wanneer ek begin om die Here dankie te sê, gaan my oë af van ander af. En kom my oë terug op die Here. Dit help jou om die hand van die Here in jou lewe te sien. Hoor wat ek jou sê vandag. Ek het nou nog 'n boek gelees van iemand wat hierdie selfde ervaring gehad het. Ek het dit ook gehad van waar ons net begin om die Here dankie te sê vir die klein dingetjies in jou lewe. En dan sien jy eintlik hoe betrokke die Here in jou lewe is. Al die goedjies wat ons toeskryf aan toeval. Daar's nie toeval in die kind van die Here nie, want ons lewe is in die hand van die Here en ons voetstappe word gerig deur die Here. So wat ons ervaar is die genade van die Here, die goedheid van die Here en ek dank hom vanoggend daarvoor. Nommer 4, ek maak klaar. Betuig jou dankbaarheid teenoor die Here en mense. Betuig jou dankbaarheid teenoor die Here en teenoor mense. Psalm 50 vers 14. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Hoogste. Die volgende versie wat ons baie keer uitlaat. Ons geneig om hierdie twee versies apart aan te haal, maar as ons dit saam sit, offer dank aan God en betaal jou gelofte aan die Hoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. En ek sê jou uitred en jou help en jy moet my eer. Die Here, luister, die Here, volgens hierdie skrif, hoor die Here die hulpgeroep van die dankbares. Daar's iets aan dankbaarheid. Daar's iets aan dankbaarheid. En wanneer ek 'n leefstyl leef van dankbaarheid en ek kom in 'n oomblik van benoudheid, kan ek die Here aanroep en volgens die woord van die Here sal hy my hoor en hy sal my antwoord en hy sal my uitred. Hoekom? Want ek lewe 'n lewe van dankbaarheid teenoor die Here. Psalm 50 vers 23, die een wat dank offer eer my. En die ander een wat ag op sy weg, hom sal ek die heil van God laat sien. Die een wat dank offer eer my. Luister baie mooi. Om in tye van krisis die Here te dank vir wie hy is 'n offer. Want jy voel nie so nie, jy wil dit nie doen nie, jou lyf sê nee, jou siel sê nee, maar in jou gees bring jy 'n offer van lof aan die Here te midde van die ervaring wat jy het. Dis 'n offer van lof. As ons sê gee die Here lof offer, die mense klap hande, dis nie Bybels regtig reg nie. Lofoffer is om uit jou seer, uit jou nood, uit jou hartseer uit die Here te loof vir wie hy is, vir sy beloftes, vir sy getrouheid en dan
vir sy goedheid, om die Here te loof en te prys daarvoor. Jesaja 12 vers 1. En in die dag sal jy sê, ek dank U Here, dat U toornig gewees het, dat U toornig op my gewees het, U toorn is afgewend, en U het my vertroos. Dankie Here, dankie Here, dat U toorn deur Jesus Christus van my afgewend is. Hier is soveel vanoggend in hierdie vers. Maar in daardie dag sal ek sê, Here, dankie. Ons is besig om te praat oor Jesus Christus as die lig. Ek wil hierdie tyd sê, Here, dankie dat U die lig van die wêreld is. Dat U lig in die wêreld nog steeds bring, dat U lig in my skyn. So wonderlik. Wees, Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar dat julle al julle behoeftes deur gebed, met kla en murmurering aan die Here bekend word. Nee, met smeking en danksegging. 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 Ek hoop u besef vanoggend die belangrikheid van dankbaarheid. Ek sê weer eens, die vyand het reg gekry in ons samelewing om die woord dankie uit ons woordeskat uit te neem. Mense sê eenvoudig net nie meer dankie nie. Mense is net nie meer dankbaar nie. Dit kom my toe. Ek eis dit vir myself toe. Entitlement praat ons van. Jy skuld my. Ek wil dankie sê, jy skuld my. My broer, my suster, ek sê vir u vanoggend, ons moet daardie gesindheid laat vaar, ons moet dit bestraf in ons lewens, en ons begin om dankbaar te wees teenoor God en teenoor mense. Om vir die Here te sê dankie vir sy goedheid, sy genade. En vir mense sê, weet jy, ek is dankbaar teenoor die Here vir. Al sê net ek is dankbaar vir die Here dat hy is wie hy sê hy is. Ek wil klem daarop lê vanoggend, dat ons nie noodwendig vir die Here sê dankie vir wat gebeur het nie, as dit 'n slegte ervaring is nie, maar nog steeds die Here kan dank vir wie hy is. Ons kan die Here nog steeds dank vir sy beloftes, ons kan die Here nog steeds dank vir sy goedheid in elke area van ons lewens. Ek wil vanoggend 'n besluit maak, sê Here, maak vanoggend 'n besluit om dankbaar te wees. Ek wil hê jy moet daai besluit neem. Ek wil hê jy moet die krag daarvan besef, die groot daarvan besef. Onthou my titel het ek gemaak dat oorwinning lê in dankbaarheid. Ek wil daag hier vanoggend uit, gaan toets dit. Gaan toets dit en kyk wat gebeur in jou lewe as jy begin. Ek weet daar is baie dinge verkeerd in ons wêreld. O genade, daar's baie. In ons land oor te veel. Maar die Here is nog steeds wie hy gesê hy is. Sy beloftes is nog steeds ja en amen en hy is nog steeds goed. Maak nie saak wat nie, dit bly dieselfde. En as ek dit my fokus kan maak en dit my aandag kan opvestig, gebeur daar iets in my hart wat net die Here kan bewerkstellig. En dit is oorwinning. Kom ons bid saam. Vader, dankie vanoggend vir die woord. Dankie dat ons vanoggend leer die belangrikheid van dankbaarheid, Here, en ek bid vanoggend, kom brand dit in ons gees vas. Maak ons bewus daarvan, Here, of ons by die werk is of by die huis is, of ons op die pad is, of ons in die winkels is, Here, waar ons ook al is, of ons nou slaap en of ons wakker is, maak ons net bewus van die krag van dankbaarheid in ons lewens en help ons, Here, om te midde van alles, in alles, dankbaar te kan wees. Dankie vir die woord in Jesus naam. Amen.